Ek dink jy fikkie vir môre te gaan nie, maar. Jy is op die trein bespreek, kom aan. Jou pa maak ons albei dus hier duimry. Hy het nie eers kom groet nie, ek beloof. Hy sal seker later kom. Ons kan sommer nou groet. Dan hoef maar nie die hele pad saam te stap nie. As dit sodra ek my terugdraai, dan staan jy langs die pad en duim gooi, hè? Kom aan. Waar's hy? Pa! Ek sê nou net pas die is hier nie. Ek moes daarom vir Oulaas net kom seker man. Ek klim by die volgende stasie af en ry loop verder. Haha, doen jy dit net man. Is dit al jou goed hier? Ja. Maritjie. Ek hou van jou hare so, dis anders. Dankie. Groet jy maar hier kan doen. Wissel. Sterkte man. Goed vir aan my gee. Ek sal môre. Daar is 'n huis. Of dink jy 'n stasiebank is die aangewese plek? Dit is vir my baie moeilik, Maritjie. Ek voel veer. Wat wil jy, Andries? Ek het 'n middagete afspraak. Jy moet met 'n prokureur gaan praat. Stasiebankie. Waar jy prokureur spreek, ek sou voorstel jy eers jou kinders daarvan vertel. Jy moet. O nee. Die volgende wat vra stuur ek na jou toe. Annemarie is klaar van koers af. Ek het geen meer dissipline oor die kind nie. Sy probeer my elke hoek en draai vermaak. Sy het jou nou die aand gebel, na 12. 'n Vrou het geantwoord. Wil jy verduidelik? As jy wil skei, moenie vir my verwag om jou deel ook te doen nie. Ek het jou deel te veel jare alleen by die huis moes doen. Hy moet nou net nie weet hoe jy werklik voel nie. Dankie. Mense moet nie al die tevredenheid gee nie. Wat sê hy nog alles? Nog? Dan bring jy nuwe hare. Oei, hy sê hy hou daarvan. Dit lyk anders. Ek het jou mos gesê vir die eerste keer in jare gaan hy jou raak sien. Jy moet dit net nie te maklik vir hom maak nie, hoor. Dis die laaste ding wat jy nou moet doen, hoor jy nou wat ek vir jou sê. Sy oë sal nou oopgaan, al is dit ook te laat. Maar wat van die kinders het jy? Dink eens lag aan jouself. Kinders is groot, Maritjie. Dit beteken nie dat hulle minder seer kry nie, inteendeel. Ag, ja. Jy laat my nou dink aan die ou oom van 95 wat wou skei van sy vrou van 94 nadat hulle 70 jaar getroud is. En toe die landdros nou vir hom vra, nou maar oom, hoekom wil jy nou skei? Toe sê hy, edelagbare, ons het eers gewag tot die kinders almal dood is. Toe drink jy tee in die wêreld kan kom. Elke keer as jy ander se sien, dit is jy skoon omgekrap. Jy moet daar die ou jy moet jy nou weggooi, hy bestaan nie meer nie. Ten minste sy bestaan. Etty? Etty wag. Daar was nooit so iets verskilliks met my verkeerd nie, was daar? Verkeerd genoeg vir jou man om waarskynlik van verveeldheid koers te kry. Etty? Waarvan praat jy? Ag man, vergiet nou alles ek om spandeer hoe ander se geld. Dalk sal dit sy gewete. Etty, het ek hom verveel? Wat? Jy sê Andries was verveeld. Sst man, Dink jy ek het hom verveel al hierdie jare? Etty. Ou Andries Jooste se nuwe vrou, so 'n bogkind daar by die toonbank, die hele wêreld praat daarvan. Oh.
by die toonbank, dit was op die televisie. As Annelies Jooste, man, moenie so 'n skierig wees nie. Daar by die toonbank. Vanmiddag nog. Behalwe die paar wat nog nie afgewerk is nie natuurlik. Natuurlik, dankie. Laat maar onmiddellik weet as jy nie tevrede is met ietsie, mevrou Jooste. Ek maak so. Baie dankie. Totsiens. Mevrou Jooste, ek is Maritjie Barnhoorn. My man is by Selkor. Natuurlik, ja. Ons hoop julle sal baie gelukkig wees. Dis 'n aanpassing, maar ek is seker ons sal. Ek sal bel en dan gedrink ons tee of iets. Dit sal gaaf wees. Nou ja, totsiens. Totsiens. Jy skoon laf man. Sy skaars ouer is jou dogter. Sy gaan trou met daai ou man. Sy sit seker nou en wag dat hy moet doodgaan dat sy kan erf. Skaam jou ietsie. Ja, wat dink jy? Lyk sy vir jou stralende bruid? Kan ons help? Ja, ons soek 'n somersuitrusting vir my suster. Ek kan self praat, Etty. Nou ja, hoekom doen jy dit dan nie? Iets nie? Kom ons stap deur en kyk. Dankie. Dankie. Hou jy van? Dis mooi, mevrou. Ek is so. Jy hou nie baie van my nie, né, Elzeta? Vrou moenie so sê nie. Dis nie my plek nie. As jy maar net kon weet. Is daar nog iets? Jy hoef nie bang te wees nie, Elzeta. Ek gaan niks hier rond verander nie. Behalwe miskien die tuin, maar niemand gaan jou kwaad doen nie. Meneer Justus, ou dan vat jy nog so jong vrou. Julle bly nie in dieselfde kamer nie. Dit vat dan 'n man. Ek kon sien toe hy vanoggend hier uit is. Sy vrou was nie by die breakfast nie. Dit was met mevrou Anna ook so. Sy het hom net so gelos. Ons het 'n ooreenkoms, Elzeta. Ek wil nie graag daaroor praat nie, maar ek sal goed wees vir hom. Meneer Justus is siek. Hy lyk nie goed vanoggend nie. Dis maar al. Hy het probleme by die kantoor, Elzeta. Dis ook een van die daaroor. Ek sal kyk wie dit is. Jy die housekeeper. Kan ek help, mevrou? Hoekom maak jy nie die deur oop as 'n mens klop nie? Is die mense hier? Kan ek help, mevrou? Waar is die merm? Mevrou Justus is tuis. Nou maar gaan roep die merm. Wie sal ek sê is dit? Nee, moet niks sê nie. Hou dit vir 'n surprise. My goodness. Kan by eie oë nie glo nie. Wel. Sal ek nog tee maak, mevrou? Dis nie nodig nie, dankie, Elzeta. Jy kan maar gaan. Ja, so. Dat jy van die begin af weet wie's baas en wie's klaas. Goed dat jy hom vat reg vat. Ek like dit. Op die TV en alles. Jy moet soos laat weet dit. Die hele straat praat nog aan mekaar daarvan. Almal stuur groete. Pietie ook. Hy sê ek geweet jy gaan dit nog ver bring. Hy sê daar steek iets in jou. Is nie net mooi nie. Die kop op jou lyf ook. Wat kyk jy my so? Niemand het gesê jy mag sommer net hier aankom nie. Moenie dit ooit weer doen nie. En ek bedoel ooit weer nie. Kom aan, Liana. Ek is jou ma, jy weet. Hoe dog jy hier gekom is nie was vir my raap en skraap al die jare nie. Lyk nie jy sommer help. Jou pa is in die hospitaal en die gas afgesny. Hoe dog jy leef ons? Ja, klaar vergeet. Wel. Sien kom klaar. Maar as nou ek bedoel dit alles. Jy's ondankbaar. Eer jou vader en jou moeder. Moenie die Bybel op my kom uithaal nie. Ek kan nog leer om met die arm saam te leef, maar met die sleg
Julle soort sleg. Nooit nie. Sleg. Nee, die prys wat jy vra wat die verskil maak. Jy praat van sleg. Jy verkoop jouself. Maar wat noem jy dit? Jy moet nie met my kom staan te sukkel, die sissie. As jy nie nou loop nie, sal ek aan die bediendes jou uitsmyt. Jy weet wie jy is. Moenie dink jy ryk na 'n ventel nie. Jy sal moet bring. Daar's nie meer geld nie. Elkeen moet help. En jy ook. Annemarie? Ja, maar jy sien 'n kos is nie, is jy? Waarvoor is jy kos? Vir jou. Ek reken dit sou 340 000 ton sponslyste per jaar kan maak, meneer. Naderhand sal ons verskroot heeltemal kan uitskakel. Hoe lank is jy klaar met universiteit, Steven? 5 jaar, meneer. Nou, behalwe die nagskool natuurlik. 5 jaar en jy wil 'n mal idee aan my kom verkoop wat minstens 50 miljoen rand gaan kos om op te rig. Weet jy man, toe ek jou ouderdom gehad het, so te bang gewees het om enige idees te hê. Ek het destyds by Albert Jooste se Chemcor begin werk en hy sou sulke dagdrome nooit geduld het nie. Dit kan ek jou verseker. Kan dit werk? Meneer? Ek sê kan hierdie ding werk? Ja, meneer. Hierdie proses kan hitte van tot 20 000 grade Celsius opbou. Met hierdie koppeling behoort dit te werk. As ons van suurstof gebruik maak. Ja, ek sien. Hoe lank werk jy al aan hierdie ding? Elke aand vir die afgelope 4 jaar, meneer. Ek sou in die begin dit vir 'n verhandeling gedoen het. Ek kan dit net eenvoudig nie glo nie. Maar tog volgens al die formules en al die chemiese planne en al die veronderstellings wat ek ken, behoort die ding te werk en die behoort baie goed te werk ook. Maar is 'n enorme waagstuk. Ek sal baie rustig hieroor nadink. Dankie, meneer. Revolutionair. Absoluut revolutionair sal ek dit noem. Dankie, meneer. O.
Ek het gewonder of Wynand nog hier is. Ag, maar hy is 'n man van beginsels en hy glo wat hy doen is reg. Maar se preek sou onwelkom wees. Maar ek wou nie preek nie. Ek wou om verskoning vra. Ek het dit reeds gedoen namens Ma. Dis nie dat ek goedkeur wat julle doen nie. Dis net daai vrou het in haar lewe nog nooit iemand enige skade berokken nie. Al wat sy ooit wou doen is dans. Maar ons glo dis verkeerd. Of dit nou 'n sportkuns of wat ook al is, maak nie saak nie. Maar mense wat buiteland toe vlug en dan maak asof ons hier bestaan nie, terug te bring en hulle so op te hemel vir ons eie mense. Dis nonsens. So die mense wat hier bly en werk op hemel. Dis soos Wynand sê, ons moes jare gelede al begin het. Jou eie broer is oor see skool toe. Ja, ek weet nou nog nie hoekom 'n skool hierdie net so goed sou wees nie. En Wessel stem saam. Wynand sê dis omdat Ma se geslag skuldig voel en skuldig is. Wynand En wat meer is, hy's reg. Jou pa wou maar net die beste vir julle albei. Ja, want hy het 'n chip op sy skouer het hy nie. O, Annemarie, ek het vir jou 'n paar goedjies gekoop. Gaan kyk vir jou kamer deur. Dankie, ek sal. Gaan jy vanaand uit? O ja, en moenie vir my wag nie, ons gaan laat wees. Hoekom? O nee, ek het maar net gewonder of jy nie lus het om... Ag, is niks. Toe maar. Liana! Hallo. Ons mis jou so. Weet jy, daar's soveel goed op die huis reg te kry. Daar's 20 jaar laas 'n vrou in die huis gewees. Niemand weet wat gaan in hierdie kantoor aan nie. Leier. Ek verskoon my. Okay. Hallo. Hallo jong. Ek hoop jy kom jou werk terugvat. Dis nie so erg soos wat dit lyk nie, net jy dat meneer Jooste agterkom. Sy hier. Ja, natuurlik. Ek iets van jou hierso. Hy was die dag met die troue hier. Het binne die klik afgebreek. Dankie. Ek het net bekommerd geraak. Ek het onverwags besoek gekry. Ek het geweet die stadsdame sou jou dadelik toeëien, maar dis gouer as wat ek verwag het. Nee, ek is bevrees dit was nie een van die stadsdames gewees nie. Dit is net 'n ou kennis. So, daar's tyd vir 'n koppie tee net voor die vergadering begin. Goed, sal ek gemaak. Nooit. My sekretaresse sal. 2 tees asseblief. Sit. Hoekom het jy met my getrou? Ek wou nie meer arm wees nie, meneer. Ek was lief vir Steve. Het sou hom jare en jare geneem het om regtig iets te hê. Hy het studeer, aande ook. En hy moes wag op bevordering. Ons het nooit genoeg geld hê om ons eie besigheid eers te begin nie. Is dit vreeslik? Dis eerlik. Miskien moes jy my vroeër daarvan vertel het. Ek wag nie dat meneer moet doodgaan nie, meneer. Al my geld wat ek bymekaar kon skrap, het jy gebruik om my aandele mee terug te koop. Ons het 'n groot huis, goeie salaris op die oomblik. Maar ek vrees 'n maatskappy wat op die rand van bankrotskap huiwer. Dalk het dit alles jou niks gebaat nie. Dankie, ma. Dit lyk nogal nie sleg nie. Wat maak ma? Ons gaan ook uit, seker fliek of iets. Wat gaan deesdae met ma aan? Ma maak 'n regte spektakel van ma. Wat bedoel jy? Ek is nog nie klaar nie. Die hare, die klere en al goed op ma se oë. Ma lyk nie eens meer soos 'n ma nie. Jou pa het gesê ek lyk... Pa, wat weet ma van sulke goed af? Ma lyk soos 'n spook. Tata. Nog 'n aand. Nimmer eindigende aand. Andries Barnhoorn, ek haat jou!
Niks, ek sukkel maar net 'n bietjie met die grimering. Tog maar roep. Tata. Ek verwys weer na hierdie verslag. Dit is vir ons almal se beswil nodig om met Unicam saam te smelt. Ek verstaan dat jy nou die meerderheidsstem het saam met mevrou Jooste. Maar as ons nie met Unicam saamsmelt nie, sal hierdie maatskappy danksy die onproduktiewe bestuur van die afgelope jare in ieder geval tot niet gaan. Ek verstaan iets nie, meneer van Breda. Juffrou Steyn. Mevrou Jooste. Mevrou Jooste. As hierdie maatskappy in so 'n treurige toestand was, kom sou Unicam dan so 'n goeie aanbod maak om te koop? Heel eenvoudig. Hulle weet nie dat al wat van die reus Chemcor oorgebly het 'n leë dop is nie. Hulle weet wel hoe lyk ons boeke, maar gelukkig vir ons weet hulle nie van die chaos van ons fabrieke nie. Ek is moeg van beklei, van bedaag. As iemand gedurig die maatskappy reismuur, is chaos onvermydelik. Maar miskien het my vrou en ek die geld nodig om Hulle sorg vir hom. Hy's ernstig, maar hy's gemaklik op die oomblik. Kan ek hom sien? Daar's niks wat jy nou vir hom kan doen nie. Ek wil gaan nie liewer huis toe en self so 'n bietjie nie. Hulle sal laat weet as daar 'n verandering in sy toestand is. Dan sal ek maar weer in die oggend kom. Maak so. Ja, goeiedag. 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 Soos hy sê, daar is niks wat ons op die oomblik vir hom kan doen nie. Kan ek jou 'n geleentheid aanbied? Nee, ek sal regkom, dankie. Iemand kan my kom haal. Ek wil liever alleen wees as jy sal verstaan. Hou my asseblief op hoogte. Ja, laat my tog weet as daar enigiets is waarmee ons kan help. Goeiedag. Goeiedag. Ag, verskoon my, waar kan ek skakel vir 'n huurmotor? Hierso, kom ek wys. Dankie. Hy is in die hospitaal met 'n koronêre trombose. Hy het vanmiddag aan mekaar gesak. Ek kan nie terug gaan na die huis toe nie. Steve. Glo dit nie. Ek sê jou, ek kan dit nie glo nie. Waarom dink jy? Jy kan nie hierso bly nie. Nee, seker nie. Kry vir my koffie, dan sal ek wel 'n ander plan maak. En dit? Dis die moeilikste tikwerk wat ek nog in my lewe gedoen het. Nie 'n sent daarvoor gekry nie.
Die wee van die liefde is vreemd, sê hulle, né? Sponsyster in plaas van skroot. Weet jy, ek het getik het ek skaars geweet wat dit beteken. Maak nie saak nie. Net so bang ek maak 'n fout dat die formules nie sou werk nie of so iets. Sponsyster in plaas van skroot. Ja, dit sou ons lewens verander het. Hier, Dankie. kom hier dit gedoen. Kom het jy nie my brief gelees nie? Kyk wat het met my ma gebeur. Haar lewe gesluit met 'n man wat nooit nêrens gekom het nie, omdat hy altyd gedroom het. Altyd die een of ander plan of patent of iets wat almal eensklap skatryk sal maak. Werk ons nie so nie, Steve. Wanneer laas jy al gesien? Dagdrome, waarvan praat jy? Van dit. Vandat ek jou ken is jy daarmee besig. Vandat jy by Staalkor begin het, is jy nog nie eens een keer bevorder nie. Jy speel net chauffeur vir Andries Barnhoorn. Motorbestuurder met 'n graad in chemiese ingenieurswese. Dis belaglik. Ek was bevordering aangebied, maar nie in 'n rigting wat ek wou hê nie. Bevordering beteken niks as dit nie tot iets vorder nie. Enigste ding wat gevorder het is 'n mal idee om skroot met spulsyster te vervang of 'n plan vir 'n reduksieskaf wat niemand gaan oprig nie, want niemand is seker of die tekselse ding in die praktyk gaan werk voor hy nie klaar opgerig is nie. Hele 140 ton daarvan. Dit gaan werk. Ek sê vir jou, dit gaan werk. Drome, planne, drome. Ek was moeg om te droom oor wat gaan gebeur, Steve. Die werklikheid, Steve, die werklikheid. Jou werklikheid is 'n ou man wat in die hospitaal lê met 'n hartaanval. Ek neem jou terug. Ek sal hier motor skakel, dankie. Ek sal jou terugvat. Dit was 'n mooi droom. Dis wat ek vir jou probeer skryf het, want ek geweet jy gaan dit opskeer. Hallo? Mevrou, hulle soek na jou, almal soek na jou. Maar wat sê hulle? Nee, dis siek in die hospitaal en sy vir ons net Skoonveld. Hulle bel en Wat bel sê en hulle, bel. man? Nee, dit, jy moet dadelik soontoe gaan. Is vir jou, Anna. Wie is dit? Het nie gesê nie, net vir jou gevra. Jy weet ek praat nie sommer nie. Vra wie dit is. Anna, ek is nie oulakai nie. Gaan jy praat of sal ek dit neersit? Anna Meyer. Wie? Dr. Dreyer. Kobus. Watter hospitaal? Wanneer? Ja, natuurlijk sal ek vra sê. Ja, goed. Goed, ja, dankie. Slegte tyding. Inteendeel. Lyk asof Albert uiteindelik wil groet. Anna. Ag, wat sê Anna, is dit met jou? Jy weet Albert het nooit niks oorgehad van my of van Misha nie. Sy het gaan nooit 'n sent uit hom uitgekry nie, ek nog minder. Behalwe nou die dag, toe hy ons aandele kom koop het. Nie my vrou, hoekom nie? Natuurlik weer 'n slenterslag, want skaars was my hand op papier. Toe trou hy daai meisie. Maar Misha is sy enigste kind. Sy sal erf. O. Oh. Is dit waar die geld vandaan kom? Wat se geld? Die geld wat jy wil loop wegsmyt agter Giselle aan. Koop liewer vir jou 'n plaas, Anna. Sorg vir jou ou dag. As jy bekommerd is oor jou ou dag, Herman, sorg vir jouself. Ek doen wat ek weet is reg. Hoe lank nog voor die gordyn val? Ons het 'n petisie om te oorhandig. Anne-Marie? Meneer, hier is meer as 10.000 handtekeninge in. Het besware teen die gewese Suid-Afrikaner Marcia Meyer se optrede in hierdie teater. Daar is baie Suid-Afrikaners wat net so goed is en wat dit meer verdien as sy. Hou dit. Glimlag. Jy moet ook aangekry. Wag, nog een. Byna. Skud meneer se leese hand. Nog 'n bietjie nader.
Mevrou Meyer wil nie saam met hulle staan nie? Is jy dol? Mevrou Meyer het 'n verklaring om te maak. Hoeveel mers jy oor die betogings? Dink jy dis onbillik teen die raad? Ek het verseker 'n verklaring om te maak waar almal my kan hoor. Sou my skaam. Mevrou Meyer het teruggekom op versoek van haar vader wat 'n ernstige siek man is. Al die jare het sy geglo dat haar mense tuis haar posisie sou verstaan en waardering sou hê daarvoor. Ek wil weet. Wat maak julle almal hier buite kan die teater? Hoekom is julle nie in die auditorium nie? Omdat julle nog nooit eers 'n balletopvoering gesien het nie, dis waarom. En terwyl hulle besig is om die wêreld hier om te krap, is Mersha se vader, vir wie sy hartstogtelik lief was al die jare, vegtend om sy lewe in 'n hospitaal. Terwyl Mersha, my arme kind, daar binne besig is om haar plig teenoor haar publiek na te kom. Ek vertrou dat in hierdie donker tyd u die goeie maniere sal hê om haar persoonlike smart te respekteer. Meneer Joost is sopas met sy sekretaresse getroud. Ons het daarop aangedring dat die versorging kan hê. Sy is 'n liewe kind, sy en Mersha is so lief vir mekaar soos susters. Wanneer is meneer Joost in die hospitaal nog? Laat vanmiddag. Toe u ons hier kom steur het ons net met die hospitaal gepraat. En sy toestand? Hy is besig om te sterf. Dankie. Kom ons waai. In die wêreld se skouburge 'n harde skool geleer het. Dis bestuuring. Nou kan jy die res van hierdie jammerlike seisoen darm uitverkoop weens Mersha se groot verlies. En sommer aankondig dat sy met Giselle gaan open. Ek bring Krikowski in om teenoor haar te dans uit Covent Garden. Goeienaand. Hy was so alleen geweest, dokter. Hy is so alleen, is die ergste. Het is altyd so.
Ek weet nie gee om nie, maar ek het sy dogter laat weet. Ons was vriende jare gelede. Ek gaan ongevalle toe. Gebruik die klokkie en sorry as iets is. Die nagsuster sal dadelik kom. Ek het nie geweet dit is so nie. Ek gaan koue vat. Ons kan nie in die kleedkamer praat. Die kleedster luister na alles. Wag dan vir die hotel. Wat is dit met ma? Om te begin. Albert is nou net beswyk aan hartaanval. Wat jy moet doen is... Ma, siek. Mis. Daar is nie nou tyd vir prima donna streke nie. Jy sal doen wat ek vir jou sê. Jy sal ongetwyfeld doen wat ek vir jou sê. Nou? Ek voel vreeslik oor hierdie ding, Wynand. Miskien was dit verkeerd. Nooit, man. Die arme meisie. Arme meisie. Die enigste rede hoekom hy vrou mens teruggekom het, was nie oor haar pa nie. Geld. Hy is siek. Dis 'n handige verskoning vir haar. Dis al wat dit is. Ek is seker jy bedoel nie 'n woord van wat jy nou sê nie. Natuurlik bedoel ek dit. Jy is 'n gevoellose lummel. Nag, Wynand. Maar wag nou, man. Wat was jou hele idee agter hierdie kampanje? Maar jy weet mos, man. Ek weet nie. In elk geval nie meer. In die begin was dit sport en later was dit haar verspot en nou is ewe skielik siek. Jy ooreageer. Ek ooreageer. Natuurlik ooreageer jy, man. Vergeet van hulle. Ek sal. Ek beloof jou ek sal. Nag. Wag nou, man. Ons praat daaroor. So alleen hier sit. Was maar net uit gewees. Ons het gaan fliek. Wat 'n fliek?
Jy weet mos soos ek met name. Sant wie was ma? Tahiti. Saam met jou pa natuurlik. Asseblief Annemarie, die fliek het my hoofpyn gegee. Sit af daai lig. Toe nou kind gaan slaap nou. Maar was jy saam met pa nie? Annemarie, sit af. Ek het 'n kopseer. Ek het nie lus vir gesels nie. Maar was mos nie saam met pa nie. Kom jok maar vir my. Sit af. Sit af. Albert, Joost en ek is al die jare intieme vriende. U weet self dat ware vriendskap baie kosbaarder is as enige liefdesverhouding. Mevrou Meyer, mevrou Joost is daar binne, sal u haar sien? My hart gaan uit vir haar en haar en my dogter. Meisje sal môre of oormôre 'n nuuskonferensie wil hê. Dankie vir belangstelling. Goeiedag. Ek is jammer, het was te laat om hom weer te sien. So. Sim net rus. Dankie. Moes terugkom so gou as kom. My hart gaan uit na jou kind. Is hy enige iets wat ons kan doen? Nou toe kom. Kom nou wat ons jou huis toe kom. Watter huis? Albert. Albert se huis, natuurlik. Groot en lelijk geworden, maar jij hebt nog niet die zin. En laatst het ik hem gezien. Daar, Elzetta. Dat is een hartseer nacht voor ons allemaal. Oh ja, die arme meneer. Kom. Kom help mevrouw Joost op naar de kamer toe. Gaan mevrouw nou oorblijven? Daar is duizenden dingen om te reëlen. Maar moenie jy jou daaroor bekommer nie. Moenie jou oor niks bekommer nie. En moenie droom om hier weg te gaan nie. Jy bly hier tot alles afgehandel is. Bly. Laat Elzetta jou help kamer toe. Môre sal jy beter voel. Hoe bedoel maar sy gaan bly? Ons kan haar mos nie sommer so uitskop nie. Dit is haar huis. Jou huis, kind. Jy is jou pa se enigste kind, dat jy vergeet. Hy sê mos nooit alles so die bloedlyn laat gaan nie. Sy kan baie dinge erf. Maar die familie goed, dis joune. Daarvoor sal ek sorg en beloof jou dit. Kom ons gaan terug hotel toe. Nee, ek dink tog ek moet hier bly. Waar ek gaan. Ek gaan. Drome of nie. Gaan werk. Moet werk. Moet maar nie al lank al gesê dat dit nie goed gaan tussen ma en pa nie. Ek bedoel, mens dink nooit aan hierdie dinge nie. Nee. Ma moes lankal al gesê het. Want ek ook beter verstaan. Jou pa wou nie jy moet weet nie. Hy's verkeerd. Hoe eerder Wessel weet, hoe beter. Nee, ek of jou pa die moed om te sê nie. Ek sal. Ons nou lig, ons moet gaan slaap. Ma. Is ma nog lief vir hom? Ek weet nie. Ek weet regtig nie. Ek het hom soos lank gelede en nou is hy 'n vreemdeling. Dis net die huis. Alles.
voel asof alles stuk om my dood gaan en afval. Ek het ook 'n vreemdeling geword. Toe ek gesien. Die klokkie. Die klokkie. Wat sê sy? Dit's van 'n klokkie. Klokkie? Sy het nie die klokkie gelei nie. Wat 'n klokkie? Hospitaalklokkie.